Dankie, broer Carlson. Let us bow our heads now for prayer. Laat ons nou ons hoofde buig vir gebed. Our Heavenly Father, Ons hemelse we Vader, thank Thee tonight ons dank U for vanaand om weer hierdie bijeenkomst te hê. Aand na aand in hierdie herlewens vergader ons. And we did this, Lord, year in and out. En ons het dit gedoen, Here, jaar in en uit. En partymal weet ons nie wanneer of waar nie. Maar ons weet ons sal moet vergader vir die laaste keer. En ons sal geroep word om te antwoord. Ek bid, Vader, as daar sommige hier is vanaand wat U nie ken as hulle verlosser nie, dat hierdie die aand sal wees wat hulle voorbereiding sal tref vir wanneer daar die oproep om te verskyn, om op te kom, om by die oordeel te staan. Mag hulle gereed wees om te gaan, almal gewas in Golgotha. En Vader, ons bid vir hulle wat siek en beproef is, wat in die gebou is vanaand, en ander buitekant. En hier is 'n paar sakdoeke wat hier lê en lappe, wat na die siekes en beproefdes moet gaan. Ons doen dit omdat dit geskryf is in die skrif dat hulle geneem het van die liggaam van Paulus sakdoeke en voorskote en hulle op die siekes geplaas het. Bose geeste het uit die mense uitgegaan en siektes het hulle verlaat. Nou ons weet dat ons nie Paulus is nie, maar ons weet dat U steeds Jesus Christus is, die een wat die siekes genees het. Ons word een keer in die skrif vertel, toe die kinders van Israel hulle opdrag uitgevoer het, reguit hulle pligte uitgevoer het, dat die skelsie in die pad gekom het van die plig van die kinders van God. Op pad na 'n beloofde land, God afgekyk het deur die vuurkolom en die see bang geword, en 'n pad oopgemaak en hulle oorgegaan het. Dit was op droë grond. Nou Here, wanneer hierdie sakdoeke wat die opdrag nakom van hier afgaan waar die kinders van God bid, wanneer hulle op die siek is gelê word, mag God nie deur die vuurkolom kyk nie, maar deur die bloed van sy eie seun, wie vir ons oortreding geslaan en deurboor is, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag hy deur daardie belofte kyk en daardie lyding oorkant op Golgotha aan elke siekte en kwaad terugbeweeg, dat hierdie mense mag inbeweeg in die belofte van God. Ek wil bo alles, het die apostel gesê, dat julle goeie gesondheid sal hê. Skenk dit, Vader. My broers staan daar onder by die orgel, dat een of ander lieflike familie ons die musiek van God laat speel het. Hulle wil dit vir U aanbied, Here, as 'n openbare diens. En ons bid, Hemelse Vader, dat U dit sal seën, en oral waar dit gespeel word, mag dit oortuiging bring. Mag die hande wat dit speel gevul wees met die Gees, en mag dit die liedere van Sion speel. Mag dit siele roep, mag dit nooit 'n onseker klank gee nie, soos Paulus gesê het, as die besyne 'n onseker klank gee, maar mag dit daardie seker klank van die barmhartighede en genade van God gee. Seën diegene wat dit aanbied, almal wat bid, en aan almal mag God eer ontvang, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag maar sit. Brother David, did you get through the snow all right? Amen, amen, amen. I called home a while ago and heard there's 12 inches new in Indiana now. That's correct. Last night it fell again, and Let's just stay out here. That'd be a good idea. I think the Lord was good to send us here at this time, I think so so, we'd too. escape all that. He's good, isn't he? Praise the Lord. Brother Branham, I told them tonight that Indiana has wonderful Methodist superintendents, and they're going to be a lot better after this because they are seeking now the fullness of the Holy Spirit. Amen. That's very good. Well, I'll pinch it for you again sometime. I'll try it again. Well, that's mighty fine. Hoeveel het ooit my boekie gelees met die naam Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid? Sommige van die ou mense. Ek het dit self geskryf, dis 'n gemors, maar as jy dit uit mekaar kry, kan die Here dit aan jou openbaar. Het julle opgelet daarin dat ek 'n vrou sien kom het met 'n baie wat 'n wit kleed was, en dit het oral vlekke gehad, en op haar voorkop was geskryf, Mevrou Wesleyanse Methodist. En ek het gesê, wat's fout met daardie pragtige kleed wat oral gevlek was? Dit was 'n visioen.
Sy het gesê, wel, ek het gesê, jy as 'n Methodist behoort dit nie so te hê nie. En gesê, wel, ek was so besig. Ek het gesê, ja, in soveel verenigings, en jy het al die ou bidure en goddelike genesing versaak, die krag van God wat in die Methodiste kerk behoort het. Sy het gesê, as jy so praat, sal ek my man gaan wakker maak. En sy het gegaan in 'n graf gekry en begin grawe langs 'n graf met die naam John Wesley, en die visioen het my verlaat. Eendag gaan die Methodiste kerk 'n herlewing hê, ek glo dit, so broer David, dit mag reg in die lyn wees. Een van die groot manne het net onlangs gekom, was in 'n motel daar by my plek vir 'n paar dae. Hy het 'n teses geskryf oor goddelike genesing vir die Methodiste kerk. Dit sal moet in die hele organisasie van die Methodiste kerk ingaan. Nou, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Nou Saterdagoggend is die sakemanne ontbyt dat ek reken het, hulle dit alreeds aangekondig en dit sal wees as die Here wil. En hulle sal julle Vrydag aan vertel in volle besonderhede, reken ek dis alles gereël. Sover jy weet, broer Williams, waar was dit reg is? Dis reg vir Saterdagoggend ontbyt. Nou broer David Du Plessis, nie net omdat hy hier sit nie, maar ek het hom nog nooit hoor onderrig nie, net op band. Want wanneer ons naby aan mekaar is ons by mekaar en ons in 'n diens. En so broer David, ek het hom gehoor op die bandopnames se dinge van Angelus Temple en plekke waar ons was. Ek dink een van die grootste leraars waarvan ek weet van die boodskap vandag, en hy hou dienste buite by 11de en Garfield elke oggend om 10:00, dink ek. En as julle hom nog nooit hoor onderrig het nie, sal ek julle beslis aanraai om uit te gaan en te hoor. Die kerel sê my nou met die plate, ek sal julle sê hoeveel dit is. Ek dink hulle het verkoop, nou ek mag verkeerd wees hieroor, maar hy wil sê 10 van my bandopnames en 90 van syne. Sodat julle weet waarin dit gaan. So dis, hy het 'n groot bediening in onderrigting. So ons sal dit waardeer dat julle uitgaan en broer David hoor. Nou, vanaand wil ek hê julle moet blaai in die skrifte vir net 'n kort tydjie. In die boek van Jeremia. Die 8ste hoofstuk. En kom ons lees die 20ste, 21ste en 22ste vers van die 8ste hoofstuk van die profeet Jeremia. Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreking van die dogter van my volk, is ek gebreek, is ek in die rou. Verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Ek wil graag 'n onderwerp neem en dit noem, waarom? Julle weet, wanneer God so goed is vir ons, om 'n weg te maak vir ontsnapping van gevaar, en ons nie daardie weg aanvaar nie, dan vra God, waarom? Ek dink hy het 'n reg om te vra, waarom? Want hy het al sy moeite gedoen om hierdie weg te maak vir ons beswil, en dit voor ons te plaas. En dan draai ons reguit om en weier dit. Hy het 'n reg om ons te vra, waarom? Waarom het ons dit gedoen? In plaas daarvan sal ons een of ander weg van ons eie probeer maak. Maar mense is geneig om sy eie weg te maak. Hy het bewys dat hy in die tuin van Eden vir homself 'n vyeblaar voorskoot gemaak het. En die mense het altyd probeer om sy eie idees te projekteer saam met God se en om God se idee tot sy idee te laat kom. Maar ons moet dit nie doen nie. Ons moet God se voorsiende weg neem en geen vrae daaroor vra nie. Gaan net aan en doen dit en leef dit soos God dit gemaak het, want hy weet in elk geval wat die beste is. Een keer het ek en broer Du Plessis 'n tyd gelede gepraat oor die leiding van die Heilige Gees. En hy het my 'n woord gegee wat by my gebly het, soos iets wat om my gegroei het.
Hy het gesê, broer Branham, ek het dit altyd so gevind, dat as ek net die Heilige Gees my sal laat lei, glad nie dink nie. As hy my lei teenstrydig met wat ek dink, om net laat lei en eenvoudig wees daarin, net die Heilige Gees volg, en dit kom altyd reg uit. Toe het ek gedink, broer Du Plessis, ons is volle broers, want dis net hoe ek daarvan hou. Laat die Heilige Gees lei, want dis God se voorsiende agent om ons te lei. Nou, God maak weg vir ontsnapping, maak 'n weg van verlossing, maak 'n weg vir genesing. Al hierdie dinge en ons dan aangaan, vra hy, waarom? Een keer in die Bybel, daar in die boek van Konings, was daar 'n man wat koning was oor Israel. En hy was 'n bose man, seun van Agab, en sy agtergrond was boos van begin af. En jou lewe vandag sal reflekteer in jou kinders. Jy moet dit onthou. 'n Paar dae gelede het D.M.O. Sekarian my gebel en hy het gesê, broer Branham, ons het gepraat van klein Joseph wat hier iewers sit vanaand, my seentjie. En 6 jaar voor hy gebore is, het ek hom in 'n visioen gesien. Ons het 'n dogtertjie gehad en die baba moes met 'n keisersnit gebore word as gevolg van die gesondheid van die vrou. En so, die dokter het gesê dat sy nie meer kinders kon hê nie. Gesê dit was klaar. En toe het ek gesê, daar sal nog een wees. Hy het gesê, dit kan net nie wees nie, meneer Branham. Gesê, jy gaan jou vrou doodmaak. En ek het gesê, maar dokter, die Here het vir my 'n seun beloof, en sy naam gaan Joseph genoem word. 'n Paar jaar daarna het ons geweet, ons gaan 'n baba in ons huis kry, en party van hulle het my gevra, is dit Joseph? Ek het gesê, ek weet nie. En toe dit gebore is, was dit 'n klein dogtertjie. En nou as hulle my nie gespot het nie, hulle het gesê, jy het Josephine bedoel. En ek het gesê, nee, ek het Joseph bedoel. Die dokter sê, nou, dis onmoontlik vir haar om nog een te hê. Ek het gesê, o nee, sy sal nog een hê. Sy gaan 'n baba hê en dit gaan Joseph wees. En toe 4 jaar later, moes sy weer moeder word en hulle het gesê, is dit Joseph? Ek het gesê, ek weet nie, maar Joseph kom. So daardie oggend het die verpleegster afgekom en my gebring gesê, wie is eerwaarde Branham? Ek het gesê, ek is hy. Sy het gesê, eerwaarde Branham, jy het 'n mooi 7 pond 3 ons seun. Ek het gesê, Joseph, jy het lank geneem om hier te kom, skat. Papa is soort van bly om jou te sien. En so het sy gesê, jy het hom Joseph genoem? Ek het gesê, die Here het vir my gesê om hom so te noem 6 jaar gelede. Demas het my gevra, het gesê, broer Branham, sien jou kinders visioene? Ek het gesê, Joseph het alreeds visioene gesien. Hy het omtrent 6 weke voor dit gebeur het die piersien op 'n motorfiets sien val en vir ons gesê net hoe ver hy sy vel sou afval, wat 'n been dit sou wees. Ons het gedink die kereltjie het 'n droom gedroom, maar hy het nie. En die seun het geval op die plek wat hy gesê het, sy been net op dieselfde manier vel afgeval, net so perfek as wat dit kon wees, en die kind is 3 jaar oud sien. Dit reflekteer. Paulus het vir Timoteus gesê om die gawe aan te wakker wat in hom was, wat van sy ouma Lois gekom het. Ons vind uit dat in die 7de hoofstuk van Hebreërs dat Paulus gepraat het oor 10de betaal. Dat hy gesê het dat Levi, wat 'n opdrag van God gehad het om 10des van sy broer te ontvang, 10des betaal het, want hy was nog in die lendene van Abraham toe hy Melchisedek ontmoet het, wat sy oorgrootjie was. En dit is aan hom toegereken vir die betaling van 10des. Jou lewe sal jou kinders beïndruk en jou kinders beïnvloed deur die voorbeeld wat jy voor hulle stel. En ek dink dit is 'n goeie ding dat ons elke poging aanwend wat ons kan vir ons kinders as goddelike ouers. Maak 'n voorbeeld, wees 'n voorbeeld. En hierdie man het 'n louwarm vader in die evangelie gehad en 'n ongelowige of heidense moeder, en hy kon nie veel wees om mee te begin nie. En hy het koning geword deur regte. En eendag het hy rondgeloop en deur die traliewerk in sy huis geval, van die stoep af onder toe, en siek geword.
en sou sterf, het hy gedink. So being an Israelite and king over Israel, So as 'n Israeliet en 'n koning oor Israel, het hy 2 van sy vertroude dienaars na Ekron toe gestuur, om uit te vind en Beelzebub te raadpleeg, die God daarbo, of hy sou gesond word of nie. Julle sien, selfs 'n man, wanneer hy in 'n toestand soos daardie is, daar's iets in die menslike wese wat hom laat weet dat daar iets bonatuurliks is iewers. Daar's iewers wat hy kan aanraak. Nou, hy moes dit nie gedoen het nie, maar hy het gedink niemand sou daarvan weet behalwe hierdie 2 mans nie. Maar iewers buite in 'n klein modderertjie daar buite in die woude, het God met die profeet Elia gepraat. Hy het gesê, gaan en staan in die pad, en wanneer hierdie soldate verbykom, vra hulle die vraag, is daar geen God in Israel nie? Is daar geen profeet in Israel wat julle kan raadpleeg, dat julle vir Beelzebub moes gaan vra nie? Wat 'n skande op 'n volk. Wat 'n skande is dit op die nasie vandag om uit te vind dat mense partymal wat hulle self Christene noem, na 'n Ouija-borde toe gaan en spiritualistiese byeenkomste en allerlei soorte gemors soos daardie en fortuine vertel en sulke goed wat van die duiwel is. Is dit omdat daar geen God in die hemel is nie? Is dit omdat hy nie profete in sy kerk het nie? Is dit omdat ons nie gawes en openbarings en uitlegte in die kerk het om God te raadpleeg nie? Waarom sou ons na so 'n lae, gedegradeerde ding soos daardie moes gaan? God gaan ons vra, waarom? Nou, dit was nie omdat daar nie 'n God in Israel was nie. Dit was nie omdat hy nie 'n profeet gehad het nie. Maar dit was die koning se eie bose hardkoppige wee wat dit gedoen het. En dit is nie vandag omdat die Amerikaanse mense stroom na seansbyeenkomste en Bybel besete goed soos daardie om te raadpleeg vir die toekoms. Dit is nie omdat ons nie 'n kerk het wat God daarin het nie. Dis hulle eie hardkoppige wee. Hulle wil nie met daardie soort van mense assosieer nie. Dis dieselfde ding wat hierdie koning nie met Elia wou laat assosieer nie, want Elia het altyd sy sonde uitgeroep. Partymal is dit rof om God te dien. Die enigste ding om te doen is om in die spoor te trap, God te gehoorsaam, jou eie gedagtes te laat vaar, want God gaan vir 'n rede vra vir hierdie dinge eendag. En wanneer ons gevra word om 'n rede te gee, wat gaan ons dan antwoord? Nou, en toe was dit sy eie hardkoppigheid dat hy nie enigiets te doen wou hê met hierdie goddelike profeet nie. Tog was hy 'n Israeliet. Hy was in die posisie om 'n seun van God op hom te hê. En was onder die seun deur sy geboortereg as 'n Israeliet, maar tog geweier om God se weg te aanvaar en 'n ander pad gekies. God gaan ons vra by die oordeelsdag, waarom het julle nie die Heilige Gees ontvang nie? Waarom is julle nie gebore uit die Gees nie? Waarom was julle nie so en so nie? Was dit omdat ons nie enige kerk gehad het om dit te leer nie? Was dit omdat daar nie 'n prediker in die land was wat die doop van die Heilige Gees gepreek het nie? Waarom het jy hierdie dinge gedoen? Wanneer God 'n voorsiening gemaak het en die mense dan geweier het om daarin te wandel, dan gaan hy vra, waarom? Dis soos 'n man wat sterf op die dokter se drempel omdat hy nie sy medisyne wil drink nie. Die dokter het die voorskrif, hy het die geneesmiddel vir die siekte wat die man het. Maar hy gaan sit op die dokter se drempel en weier om sy medisyne te drink. Dan sterf hy op sy drempel. Dit is nie omdat die dokter nie die voorskrif gehad het nie. Dit is nie omdat daar geen medisyne vir sy siekte was nie. Maar dit was as gevolg van die man se eie hardkoppigheid om te weier om die dokter se medisyne te drink. En hy het gesterf. So jy kan nie die medisyne op die dokter blameer nie, want albei was daar gereed om te dien, maar dit was die man wat geweier het. En God het die Heilige Gees vanaand vir elke gelowige wat dit wil ontvang. Ons het gesalfde predikers in die land wat dit daagliks en elke aand preek. Maar dis die mense se eie hardkoppige wee.
dat hulle duisternis meer lief het as lig, dat hulle liewer in die wêreld moet lewe as om in die evangelie lig te wandel. O mense, julle weet nie watter plesier dit is om in die lig te wandel, die lig van die Here Jesus, gemeenskap met hom te hê nie. Dis goddelike heerlikheid om gemeenskap te hê met die Heilige Gees. Nou, jy kan nie gemeenskap hê met die wêreld en met die Heilige Gees op dieselfde tyd nie. Jy moet wegbly van die dinge van die wêreld, skoon lewe, eerbaar, opreg en heilig. Dan sal die Heilige Gees by jou woon en sal met jou werk en sal wonderwerke deur jou doen en sal jou genees, jou vrede en liefde gee en lankmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid, lydsaamheid en geloof. As jy in God se weg sal wandel, daar's baie van die Heilige Gees. Ek het dikwels gewonder waarom mense 'n plaasvervanger vir verlossing wil hê, wanneer die hemele vol is van die egte. Waarom sou jy uit 'n vullisdrom eet wanneer 'n mooi skoon tafel vir jou gedek en gereed is? Dit wys daar is verstandelik iets verkeerd. Ek dink dis wat die probleem is met die volk vandag. Ek dink wanneer 'n persoon sal weier om Christus te ontvang, die Heilige Gees in hulle harte om te wandel, om hulle laat lei soos hy het in die boek van Handelinge, is daar iets verkeerd met daardie persoon verstandelik, glo ek. Nou hulle sê, te veel godsdienst sal jou mal maak. Te veel van die verkeerde ding sal jou mal maak. Maar die godsdienst van Jesus Christus, as jy mal is, plaas dit jou by jou volle verstand. Sien? Jy is nie reg totdat jy wedergebore is nie. Jy is nie verstandelik reg totdat jy wedergebore is nie. 'n Man is nie in sy regte toestand totdat hy wedergebore is nie. Hy's 'n dier in sy hart totdat hy gebore is uit die Gees van God en die Gees van die natuur uit hom uitgeneem is. En die Gees van God neem sy plek in om te regeer, wat hom lei en hom rig in alle waarheid en lig. Dis reg. En as 'n man dit nie doen nie, wetende dat hy daar sonder op pad is na die hel, is daar iets verkeerd met sy verstand. Waarom ontvang die mense dit nie? Waarom? Ons sal 'n rodeo in die dorp sit, daar sou in hierdie stad hier van Phoenix, veronderstel ek, 500,000 mense wees of miskien meer. Ek ken nie die bevolking nie, maar 1/3 of meer van die skare sou kom en $5 vir 'n kaartjie betaal om in te kom, wat in die hak is as jy wil gaan. Dan kan ons een of ander televisiester hier sit met 'n rock'n'roll partytjie en ek sal sê byna 50% van Phoenix sou gaan. En dan sit ons die evangeliediens hier, waar Jesus Christus kom in teenwoordigheid saam met ons almal om ons te seën en om te wys en aan ons te bewys deur sy woord dat hy die reëse seun van God is. En ons sal net 'n handvol van die stad kry, maar wat is dit? Niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Ek voel dis die room van die oes, die uitverkorenes. Die skape luister na my stem en hulle volg nie 'n vreemdeling nie. Hang af van wat aan die binnekant van jou is wat trek, beweeg. Dis die uitverkorenes, altyd met wie God praat en sy boodskap na toe stuur. Nou, hulle gaan eendag gevra word, waarom het julle nie? Was dit omdat daar geen diens in Phoenix was nie? Was dit omdat die Heilige Gees nie verkondig is in Phoenix, in hierdie geslag nie, wanneer dit by die oordeel kom? Wel, ons sal daar moet staan. Elkeen van ons sal daar staan en rekenskap gee. En Phoenix gaan naken gelaat word, want daar's baie kerke hier binne wat die evangelie verkondig, die doop van die Heilige Gees, wat bid vir die siekes. Ons sê, ons het baie gehad. Ek gee nie om wat jy gehad het nie. Sekerlik het jy genoeg onderskeiding om te weet wat reg en verkeerd is deur die woord. Sien, hou die woord dop. Nou as die man op die dokter se drempel gelê en daar gesterf het omdat hy geweier het om die dokter se medisyne te drink. Nou as daar geen medisyne daarin is nie, is dit anders.
If there's medicine there and a doctor who knows how to give it, Maar as daar medisyne daar is en 'n dokter wat weet hoe om dit te gee, dan as die man sterf aan sy siekte, is dit nie die dokter se skuld nie, ook nie die medisyne se skuld nie. Dis die man se eie skuld dat hy sterf. Hy hoef nie. now, in medicine, sometimes Nou, in there was medisyne a time partymal, when there was no daar was 'n tyd toe daar toxins geen or teengewas vir tyfus koors nie. Daar was geen, net onlangs het hulle die salk en stop gekry vir die kinders vir die polio. There was a time they didn't have it. They got it now. Daar was 'n tyd wat hulle dit nie gehad het nie. Hulle het dit nou. Daar was 'n tyd wat daar geen inenting was vir tyfus en tetanus en tyfus inspuitings nie. Hulle het dit nie gehad nie, maar ons het dit nou. And now there was a time. Nou daar was 'n tyd toe die teengif van God nie te goed was nie. Dit was redelik goed, maar dit was nie volmaak nie. Maar dit het nou verander. Dis nou volmaak. Nou hoe vind hulle medisyne? Hoe vind hulle geneesmiddel? Hoe om medisyne te gee? Die eerste ding, hulle neem dit in die laboratoriums en begin verskillende chemikalieë saameng. En hulle kom op die idee dat hierdie ding getoets is teen 'n sekere kiem, dat dit die kiem doodmaak en die goeie kiem van die lewe laat lewe. Partymal maak dit die antibiotika dood en so voort, al sommige van die goeie kieme uit, die goeie en slegte. Maar gewoonlik word dit getoets om die slegte kiem vir jou liggaam dood te maak. En dan daar, volgende ding wat hulle doen, kry hulle proefkonyn en hulle spuit hierdie serum in die proefkonyn in, dus hulle gee hom die siekte en kyk hoe dit reageer in die liggaam van 'n proefkonyn. As die proefkonyn dit oorleef, dan gee hulle dit vir jou. En nou alle mense, dit sal nie op alle mense werk nie, want partymal kan hulle jou soos 'n dosis penicillin gee, dit sal een help en die volgende een vir wie jy dit gee doodmaak. Jy moet 'n kans vat daarmee wanneer jy medisyne neem, want dis nie volmaak nie. Maar ek wil vanaand sê dat die balsem van God, die Heilige Gees, dit is nie 'n raaiskoot of liekraak nie, dit is volmaak. Dis goed vir almal. Dit is 'n balsem van God, balsem van Gilead. Dis daar vir elke siekte, sonde, siek siel. Nou, hulle sê vandag dat die nommer 1 moordenaar in Amerika hartprobleme is. Ek verskil van hulle. Nommer 1 moordenaar in Amerika vandag is sonde. Nie hartprobleme nie, maar sielprobleme. Binne in die hart, die siel wat in die hart is. Dis die nommer 1 vyand. Ons het soveel mense, ek hoor hulle sê, Broer Branham, ek wil reg lewe. Ek het jong meisies gehad en jong seuns wat vir my sê, en ou mense, ek wil reg lewe. Maar ek kan net nie ophou drink nie. Ek kan net nie ophou wellustig wees nie. Ek kan net nie wegbly van hierdie plekke nie. Daar's net een ding, jy het nie die balsem probeer nie. Wanneer jy hierdie balsem van Gilead neem, God se balsem, en dit jou in teen alle sonde en dinge van die wêreld. Dit plaas so liefde van God in jou hart, tot die dinge van die wêreld vir jou dood word. Sekerlik, dis die groot balsem van Gilead, dis die balsem van God se genesing balsem. Jy sê, ek wens, ek kon. Wel, jy kan, daar is baie daarvan. Ons het die hemel is vol daarvan. Ons het predikers oor die land wat dit preek. Ons het mense oor die land wat daarteen ingeënt word. En sonde probleem verlaat hulle, omdat hulle God se inenting ontvang. Sondaars, dronkaars, dobbelaars, bendelede, smokkelaars, prostituie, almal van hulle. Kom na Golgotha en word ingeënt met die balsem van God se heerlikheid en sy krag, en die sonde vraagstuk is vir altyd afgehandel. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het die ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe, omdat hy ingeënt is met die Gees van God, wat die dinge van die wêreld doodmaak, en hom 'n nuwe skepsel in Christus Jesus gemaak het, 'n nuwe skepping. Hy's ingeënt.
Al die ou dinge vergaan, nuwe lewe kom in, nuwe begeerte kom in. En as dit nie het nie, as 'n mens nie wedergebore word nie, sal op geen manier die koninkryk van God sien nie. En dan by die oordeelsdag gaan die wêreld gevra word vir 'n rede, waarom het julle dit nie ontvang nie? Net soos mense sterf op die dokter se drempel, sterf mans en vroue vandag in die kerkbanke. Sondaars, kom na die plek toe soos grenslyn gelowiges. Mans en vroue wat sterf in die kerkbank en uitgaan in die ewigheid om God te ontmoet sonder hoop. Dit is nie omdat die evangelie nie verkondig word nie. Dit is nie omdat daar nie genoeg balsam vir hulle is nie. Dis omdat hulle weier om die balsam te neem. Hulle weier om die dokter se medisyne te neem. Die nuwe geboorte. Soos ek gesê het nou die aand, die nuwe geboorte is 'n gemors. Ek gee nie om waar jy gaan daarmee nie. Dis 'n gemors, enige geboorte is dis 'n gemors. En die nuwe geboorte is 'n gemors. Dit laat jou dinge doen wat jy nie gedink het jy sou doen nie. Ek kan nou een keer wat ek gepreek het by my tabernakel jare gelede en daar was, ek was 'n sending baptist in die eerste baptiste kerk onder in die dorp. Die sondagskool onderwyseres was daar bo en het aan die buitekant gestaan. En ek het altyd in heiligheid geglo. Ek glo dat 'n man as hy gebore is uit die gees van God en gelei word deur die Heilige Gees, hy reg sal lewe, hy moet, want die lewe van God is in hom. En toe was hierdie kereltjie, hulle sondagskoolonderwyser, en ons het nie geglo, ons kerk het nie enige bofbalspan gehad nie. Hulle het daaronder, omdat hulle sou inbring om Sondag bofbal te speel en dinge, ons het nie daarin geglo nie. So hierdie kerel het gesê, Billy, ek was daar om na jou te luister nou die aand. Ek het gesê, ja, ek het jou nie gesien nie. Hy het gesê, ek het gekom, ek het buite gestaan, gesê, dit was 'n groot skare daar binne, ek wou nie binne staan nie. Gesê, ek het buite gestaan, maar gesê, ek het jou boodskap waardeer, maar ek kon net eenvoudig nie verstaan wat jy gesê het nie. Want daar het 'n vrou daar agter opgestaan en begin huil en daar na die altaar toe gehardloop met haar hande op aan die huil. Gesê, ek het nie die laaste deel van jou boodskap gehoor nie, gesê, toe daardie vrou begin huil het hy gesê, ek het net gevoel, hy het gesê, ek het gevoel asof ek amper doodgevries het. Ek het gesê, broer, jy beter baie verander. As jy ooit in die hemel kom, sal jy doodvries daarbo, want daar gaan baie gegil en geskree wees daarbo. En hy het gesê, dink jy nie, dis emosie nie. Ek het gesê, meneer, enigiets sonder emosie is wetenskaplik dood. En enige kerk of enige persoon wat gebore is uit die Heilige Gees, sê God, nie 'n bietjie emosie in hulle het nie, is dood. Kyk, wanneer 'n baba gebore word, dit nie huil nie, dit nie kerm nie, dit nie kla nie, wat is die probleem met daardie baba? Dis doodgebore. Dis wat fout is met kerklidmate vanaand. 'n Klomp kerklidmate, hulle word doodgebore. Wat doen die dokter om 'n babatjie te laat lewe? Pluk hom reg op aan die hakke, gee hom 'n bietjie protoplasma stimulasie reg, so hard as wat hy hom kan slaan totdat hy skree. Wat die kerk vandag nodig is 'n goeie ou tydse godgestuurde pak slaag, dat dit weer sal uitroep. Lewe daarin sal skud. Dis wat die kerk nodig het. Wanneer 'n geboorte kom daar 'n gehuil, kom daar kwyl en net baie dinge gebeur wanneer die geboorte kom. Maar mense wil dit nie hê nie. Hulle dink hulle is te deftig, te styf om dit te ontvang. En God gaan hulle vra, waarom? Persoon wat 'n laerskoolopleiding kry, die hoed aan die kant van hulle kop vassteek en 'n $50 jas daarin trek en hier uitstap en dink jy's iets onhou. Jy is gebore net soos enige iemand anders gebore is. Jy het dieselfde morsige geboorte gehad wat enige iemand anders het. Laat ek vir jou sê, jy is niks in elk geval om mee te begin nie. En dan as die enigste manier wat jy ooit uit daardie toestand sal kom, is om wedergebore te word deur die Gees van God. En dit doen iets aan jou wat jou kop bo die arende sit, want jy is wedergebore. En God kan jou vra, waarom het jy dit nie ontvang nie? Wat is die probleem? Wat was die rede? Wel, dit gaan nie wees, want, sê jy, ek het nooit gehoor dat dit gepreek word nie, want jy het, as jy nie na die kerk toe gegaan het, jy het dit een of ander tyd op die radio gehoor, jy het dit in die koerante gesien op traktaatjies op die straat, jy het dit gehoor.
God gaan sê, waarom het u nie, waarom? Ek het die weg gemaak, ek het my manne gestuur, ek het my apostels gestuur, ek het my profete gestuur, ek het my Heilige Gees gestuur. Ek het tekens en wonders gewys, ek het bewys deur hierdie werkinge van hierdie gawes, deur die verkondiging van die evangelie, deur die Bybel, dat dit ek was. Nou, waarom het u dit nie ontvang nie? Daar het julle dit. Herinner my soos in iemand het my nou die aand die vraag gevra oor Hebreërs 10, waar hulle wat opsetlik gesondig is, opsetlik, en hulle self weer opnuut moet bekeer. Wel, daar is niks oor vir hulle behalwe die verskriklike verwagting van die oordeel nie. Hy wat Moses se wet verwerp het gesterf op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die bloed van Jesus Christus onder hulle voete vertrap het? En dit as onheilig geag en die werke van genade gesmaad het. Ek het gesê, jy lees oor kan in Deuteronomium 14, waar daar die spioene Israeliete saam met Caleb en Joshua tot reg by die grensgebied gegaan het, en hulle die drywe geproe het wat uit die land gekom het. Maar toe hulle teruggegaan het, was hulle ongelowig en lafaard gesê, ons kan dit nie inneem nie, dis te veel vir ons. Hulle lyk so sprinkaan, ons lyk teenoor hulle, die stede is heeltemal ommuur, ons kan dit nie inneem nie. Maar Caleb het hulle stilgemaak en Joshua gesê, ons kan dit inneem, ons is meer as in staat. Toch, ons is in die minderheid, maar ons kan dit inneem. Hoekom? Die spioene het gekyk na toestande, wat die prys was wat hulle sou moes betaal. Maar Caleb en Joshua het gekyk na die belofte van God. God het gesê, ek het vir julle daardie land gegee, gaan neem dit in besit. Glorie, die Heilige Gees vir wie ook al geroep is na die bruilofsmaal. Ek gee nie om wat die prys jy moet betaal nie, gaan kry dit. God het gesê, dis joune, as jy dit nie kry nie, dan gaan hy jou vra, waarom het jy dit nie gekry nie? Waarom? Dit was daar vir jou. As hulle nie die land in besit geneem het nie, waarom? Daar was te veel teen ons. Hulle het gesê, wel, God het gesê, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Dis daar, wat is die probleem? Daar's iets verkeerd met die individu. Nou kyk, hy het gesê, die neem 'n jong prediker wat die roeping van God in sy hart voel. Hy sal sy sonde bely, skool toe gaan en sy geleerdheid kry wat goed is. Hy sal terugkom en hy sal nog steeds sigarette rook, miskien het hy steeds 'n wellustige gees en hy sal sê, ek wil dit nie hê nie, Here, neem dit van my af weg. Die gees van God sal kom en sy siel heilig en daardie begeerte van hom wegneem. Dan sal hy reg tot by die grenseling gebring word, reg in die dienste sit en die werking van die Heilige Gees dophou, ander sien genees word, hulle in tale hoor praat en sien dat tekens en wonders gedoen word. Hulle sal rondsit en dit dophou, maar bang om hulle hand daarop te sit. Dis daar die grenseling gelowige, dis die kerel, as dit ooit wegdraai, is daar geen vergifnis meer vir hom nie. Staan reg hierbo en kyk selfs oor in die land wat die kennis van die waarheid ontvang het en 'n kennis van die waarheid gehad het, geweet het dat dit reg was, maar as gevolg van aansien. Wel, as ek hierdie doen, sal dit hierdie doen. As ek hierdie aanvaar, sal dit hierdie doen. Sien, hulle weier dit, loop weg daarvan. En hy het gesê, en ag die bloed van die verbond waarmee hy geheilig is, so ver om hom op 'n trappie op te bring om in te kyk en 'n kennis daarvan te hê. Hy is gered en geheilig, maar kom hier op om oor te kyk om die Heilige Gees te ontvang. Daar die nuwe geboorte, hy wil niks daarmee te doen hê nie. Hy sal sê, ek reken dis alles reg vir daardie soort mense, maar dis alles reg, maar ek sal eendag. Nou daar is die probleem, daardie man is siek en wil nie die dokters en medisyne drink nie. Goeieste herinner my toe mamma altyd vir ons kasterolie gegee het. Ons is grootgemaak buite in die platteland, moes vleispelle neem en hulle afkook in 'n ou of hulle uitbrei in 'n ou skottel en die brood daarmee gemaak, het mieliebrood en swart oogertjies gehad. Ek weet nie of julle almal weet wat dit is nie. Hoeveel suiderlinge hier binne het dit geëet? Raapgroente, goeieste goed het. As ek 'n strooi matras gehad het vanaand om op te slaap, sou ek dan tuis voel. Let op. En hulle neem en dit maak en elke Saterdag aan moes ons kleinkinders almal bad. Omtrent 8 of 9 van daardie klein Branhams wat opgestaan het en ek was die oudste een, so ek het die laaste bad gekry. Dieselfde water, die eerste een het dit gekry, net nog 'n bietjie ingegooi uit die ou teeketel in 'n ou houtbad. En dan moes elkeen van ons wat skool toe gegaan het, 'n sluk kasterolie drink sodat ons goed sou voel vir skoolmaandagoggend. Ons gestelde al daardie kos wat ons moes eet. Ek kan nou nog nie verdra om die goed te ruik nie en ek elke keer wat ek sou kom, sou het my neus was, sou ek sou sê, "Mamma, ek was die oudste, ek moes eers drink." Ek sou sê, "O mamma, dit laat my net
stuk, ek kan dit net nie doen nie. And she say, if it doesn't En sy make sou you sê, sick, as it dit doesn't jou do nie you siek any maak good. nie, help dit jou niks. That's the same way with preaching the gospel. Dis dieselfde met die verkondiging van die evangelie. As dit jou nie roer om jou siek genoeg te maak nie, dit sal jou goed doen. Dis 'n dokter se voorskrif. Dis wat die dokter aanbeveel het. Druk jou neus toe en drink dit. Dis die beste ding. Dit sal styfheid uit jou uithaal. Dit sal dit doen. Dit sal jou laat verwelk. Dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sou doen nie. Dit mag jou 'n bietjie vuil maak, maar dit sal jou beslis reg sien. Dis reg. Oh, if a person, how As 'n persoon, hoe sal jy 'n antwoord aan God gee wanneer hy vra, waarom het jy dit nie gedoen nie? Waarom het jy dit nie ontvang nie? Ek stel my voor om die Maagd Maria te sien vir sommige van julle Katolieke mense. Dit was soort van 'n bitter dosis vir haar na die geboorte van die seun van God, maar tog, voor sy ooit in die hemel kon ingaan, toe sy daardie ou klein buiteleertjie klim wat na die bovertrek gelei het en daar bly totdat sy so vol van die Heilige Gees was dat sy gesteier het asof sy dronk was. and if God made Mary do that before she As God vir Maria dit laat doen het voor sy ingegaan het, hoe gaan jy in op enige ander manier as dit? God gaan vra, waarom het jy nie gaan gevra word om 'n rede te gee? Waarom het jy nie? think of that. Dink daaraan, maar God gaan vra waarom. En jy moet 'n rede gee waarom. Wat gaan jy daarvan sê? Waarom? Waarom het jy dit nie gedoen nie? Die dokter los vir jou medisyne sê, waarom het jy dit nie gedrink nie? Die volgende dag is jou koors hoog. Waarom het jy dit nie gedrink nie? Waarom het jy nie? Hoe kan ek jou dokter tensy jy my medisyne drink? How can Hoe kan God jou red tensy jy sy medisyne drink? Hoe kan hy jou genees tensy jy die medisyne drink? Soos ek gesê het, hartprobleme is nie die nommer 1 nie. Sondeprobleem. Wat is sonde? Sonde is nie sigarette rook nie. Sonde is nie oorspel pleeg nie. Sonde is nie drink vloek nie. Dis die eienskappe van sonde. Daar's een sonde, dis ongeloof. Enige mens, as hy so heilig lewe en vroom en so goed as wat hy kan wees, en tog sê dat die dae van wonderwerke verby is, en die skrif ontken wat sê Jesus Christus is dieselfde gister en tot in ewigheid, daardie man is 'n sondaar omdat hy 'n ongelowige is. Daardie fariseërs wat net so heilig soos hulle kon wees, tradisies van die ouderlinge, hulle het onderhou skoon opreg vernaam goed geleer, en Jesus het gesê, julle is van julle vader die duiwel. Hy was die Messias, hy was die een wat die krag van die lewende God gewys en die skrifte vervul het wat van hom gespreek is. En toe is hulle gevra, waarom? Omdat hulle oudstes gesê het, maar Jesus het die skrif vervul. So sal dit enig wees wanneer hulle gevra word waarom hulle nie die Heilige Gees ontvang het nie. Die kerk is hier, die predikers is hier, die krag van God is hier, Christus is hier. Die tekens en wonders wat hy beloof het in die laaste dag is hier, en ons gaan gevra word, waarom het julle nie die Heilige Gees ontvang nie? Waarom? God het dit weggemaak. Waarom ontvang julle dit dan nie? Nou, jy kan soort van hierdie medisyne voorstel bevraagteken. Jy kan soort van wonder daaroor, want dit het sommige gehelp en sommige doodgemaak. Dis nie te akkuraat nie, want elke persoon se liggaam is nie soos die proefkonyn nie, en ons is almal verskillend van mekaar. Ek wil hierdie week daarop kom as ek kon, hoe dat een 'n ander probeer naboots. Jy kan dit nooit doen nie. God het nooit twee mense dieselfde gemaak nie, volg jy net so die Heilige Gees jou lei. Ons mag die miljoene neem wat in die wêreld is en die twee van hulle het dieselfde duimafdruk nie, dis reg. God het hulle anders gemaak, hy's 'n God van verskeidenheid. Hy het hulle verskillend gemaak, moenie die volgende kerel probeer naboots nie, doen jy wat God vir jou sê om te doen en bly daarby, want daar's niemand in die hemel of op aarde wat jou plek kan inneem nie, God het jou gemaak vir 'n doel. Bly daarby. Nou, ons vind uit dat hierdie medisyne, wanneer hulle hierdie proefkonyn ingeënt het, dit 'n dier was wat hulle ingeënt het, en dan die serum vir 'n mens gee, dis nie te seker nie. Daardie inenting mag dalk nie op jou werk nie, maar ek sê een ding, God se inenting sal op jou werk, dis volmaak. Hoekom? Daar is 'n monster daarvan uitgegee totdat die ware serum gekom het, deur die bloed van bulle en van bokke en van skape en so voort. Dit was nie te veel nie, want dit was diere. Maar eendag het die heiligste ding van die hemel gekom, die seun van God. Hy was nie Jood nie, ook was nie heiden nie, hy was God nie Jood of heiden nie. So julle raslyne kan niks beteken. We all know that the bloodstream comes from the male sex. The germ of life comes through the male. Ons weet almal dat die bloedstroom van die manlike geslag afkom.
Die kiem van die lewe kom deur die manlike. En in hierdie geval het Maria die eier gehad, maar die kiem, die bloedsel het gekom van God, die skepper wat dit gemaak het. So you can say Jesus was a Jew, he wasn't. So jy kan nie sê Jesus was 'n Jood nie, hy was nie, hy was God. So toe het God die groot Heilige Gees 'n maagd oorskadu en 'n bloedsel geskep, wat nie met enige seksuele begeerte daaraan nie, maar heilig. En daardie sel het daarin gevorm en die seun van God voortgebring. En deur daardie maagdelike geboorte en daardie plaansvervangende lyding en dood op Golgotha deur die gestorte bloed, bring 'n geheiligde kerk voort om dit te vul met die Gees wat dit geskep het. Amen. Tjoe, dis reg. Dis die evangelie. Jy gaan my in elk geval 'n holy roller noem, so jy kan net sowel nou begin. Dis reg. O, niks behalwe die bloed van Jesus nie. O, kosbaar is daardie vloei, wat my wit maak so sneeu. Geen ander fontein ken ek nie. Niks behalwe die bloed van Jesus nie. Dis reg. Wat kan my sondes wegwas? Niks behalwe die bloed van Jesus nie. Wat kan my weer gesond maak? Niks behalwe die bloed van Jesus nie. O, kosbaar is daardie vloei. Wat het my genees? Die bloed van Jesus. Wat het my gered? Die bloed van Jesus. Dis my hele hoop en tema, dis my hele uitroep, dis my hele pleidooi. Niks behalwe die bloed van Jesus nie. Nou, dis God se toepassing. Dit maak jou 'n ander persoon, jy's nuut gebore. Nou toe God gereed gemaak het om sy teengif, sy balsem te probeer. Balsem is die. Hy het gesê, is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Waarom het die dogter van die volk dan nie genees van haar siekte nie? Waarom is sy steeds in hierdie toestand? Is daar geen balsem nie? Is daar geen geneesheer nie? Niemand om haar te help nie? Niemand om haar die waarheid te vertel nie? Niemand om haar die regte medisyne te gee nie? Hoekom is sy so siek? Wonder wat God kan sê by die oordeelsdag as ons onsself bly skei van mekaar. Wat is die probleem met die balsem? Wat is fout met die krag van God, met Jesus Christus? Wie gesê het, hierdeur sal almal weet dat julle my disippels is, wanneer julle mekaar liefhet. Wat gaan ons daarmee maak? Is daar geen balsem hier nie? Is daar? Wat bekeer ons? Hoekom is ons? Waarom is die kerk nog steeds siek? Nie omdat daar nie genoeg balsem is om ons te versamel nie. Dis nie omdat daar nie geneesheer die Heilige Gees is nie, maar wat dit is omdat ons dit opsetlik verwerp. Dis die rede. Let weer op, toe daar die balsem was, ek sal dit teengif noem, toe daar die teengif getoets is, het God dit nooit vir 'n proefkonyn gegee nie. Hy het dit vir sy seun gegee, vir Jesus Christus op die oewer van die Jordaan. Reg deur die lewe dit gehou, en 'n paar minute, 'n paar dae nadat God die teengif in sy eie seun ingegee het, in sy eie vlees. God het vlees geword en onder ons gewoon. Party mense noem Jesus net 'n filosoof, net 'n gewone man, net 'n profeet. Hy was meer as 'n filosoof, hy was meer as 'n profeet, hy was meer as 'n mens. Hy was God gemanifesteer in vlees, maagdelik gebore. Die Heilige Gees, die Gees het Maria oorskadu, 'n tabernakel voortgebring, 'n man se liggaam wat die seun van God was, waarin God gewoon het om die wêreld met homself te versoen. Hy het soos God gelyk, hy het opgetree soos God, hy het gepraat soos God, hy het soos God genees. Hy was God gemanifesteer in die vlees. Hy was meer as 'n mens. Hy was God gemanifesteer in die vlees. Daardie dood het sy angelaag probeer anker in daardie ou vlees daar. Toe het hy uitgevind dat daar iets anders was as enigiemand anders wat hy ooit gesteek het. Hy kon 'n profeet steek en hy sou sterf. Hy het 'n profeet gesteek en dan sou hy nog een steek, maar toe hy daardie seun van God daar gesteek het, het dit daardie angel geanker en dit uit hom uitgetrek. Vandag het die dood nie 'n angel nie, want die vlees van God het die angel gevang en dit uit hom uitgetrek. Die duiwel het nie geweet dit was hy nie. Hy, die hele tyd het hy gesê, as u die seun van God is, doen hierdie. As u die seun van God is, doen hierdie. Het 'n lap om sy gesig gesit. Hy het daardie visioen gesien en so per die duiwel het sy agent 'n lap om sy gesig laat sit soos daardie en hom op die kop geslaan en gesê, nou as u die seun van God is, sê vir ons wie hy geslaan het. Sien, Jesus het dit vir homself gehou. Maar hy wou hê daardie duiwel moes daardie angel anker en dan sou hy die angel uit hom uithaal. O, maar toe hy hom daar op Golgotha gesteek het, het hy nie meer enige angel nie. Kan zoem en gons en 'n klomp geraas maak, maar sy angel is daar oorkant. Halleluja!
dis geanker in Golgotha. Een wonder Paulus kon sê, o dood, waar is jou engelgraf, waar is jou oorwinning, maar dank God wat ons oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus, o goeieste. Toe God gereed gemaak het om sy teengif te probeer, het hy sy eie seun ingeënt. Toe hulle 'n handvol baard het sy gesig getrek het en reg in sy gesig, het hy die ander wang na hulle gedraai. Ek wonder of ons so ingeënt is. Toe die duiwel hom getoets gesê het, sê, u is 'n wonderwerker, laat ek u hierdie een hier sien genees, laat ek u hierdie sien doen. Wat sou ons doen as ons die krag gehad het? Ons sou omdraai dit waarskynlik doen, sê, ek het vir jou gesê ek kan dit doen. Maar hy was ingeënt dat dit gehou. Hy het net gedoen wat die Vader hom gesê het om te doen. As daar soveel mag aan ons gegee was, wonderryk op ons, nie ons duime in ons onderbaadjies so sit en sê, nou verstaan julle hier, julle sien, al julle mense, julle moet na my denominasie toe kom, want ek is die een wat dit het. Sien? Wat van hom? Hy was ingeënt. Wat het hy gesê? Ek kan niks doen totdat die Vader my wys nie. Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die seun. Die inenting het gehou. Toe hy na Golgotha gegaan het, het dit gehou. Toe hy dood gegaan het, het dit gehou. God het bewys dat inenting jou van sonde sou weerhou. Jy het dit nie, maar op Paasoggend geseën sê die naam van die Here het die inenting gehou. Nadat hy 3 dae dood was in sy liggaam in 'n graf, het die inenting gehou. Hy het op Paasoggend uit die graf opgestaan deur daardie inenting. Al die mense het begin rondkyk, sê daardie inenting lyk goed vir my, die ware gelowige. So hy het gesê, ek sal julle sê wat ons gaan doen. Ons vind hy daar was een wat van Emmaus afgekom het, 2 van hulle op die pad. 'n Man het uitgestap, aangestap, heeldag met hulle gepraat, gaan sit, gemaak asof hy verbygegaan het, en het iets gedoen net soos hy het voor sy kruisiging. Voor sy dood, hulle het geweet dat dit die Here was wat opgestaan het. O, gesê, was ons harte nie brandend in ons toe ons met hom gepraat het langs die pad. Ons vind dat hy dinge doen net soos hy het voor sy opstanding, voor hy gesterf het liewer. Ons het gevind na sy opstanding dat hy opgetree en gedoen het, net soos hy daarna gedoen het. Hulle het geweet dit was die opstanding in die lewe, hy is die enigste een, Daar's geen kerk, daar's geen prediker, daar's geen profeet, daar's geen niks wat ewige lewe het behalwe Jesus Christus nie, en hy is die enigste gewer van ewige lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie, het Jesus gesê. Amen. Hoe gaan jy om ontmoet met kerkbelydenisse? Hoe gaan jy om ontmoet met denominasies? Hoe gaan jy om ontmoet met handdruk en besprinkelings? Jy weet beter as dit, moet wedergebore word. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee, geen ander een nie. Dan gaan ons praat. Waarom? Toe word 120 van hulle kandidate hiervoor. Hulle het 120 klein lafhartige Jode geneem. Nadat hulle dit alles sien verbygaan het, het hulle sy wonderwerke gesien. Hulle het die inenting in hom sien hou. Hulle het gesien dat toe hy beledig is, hy nie terug beledig het nie. Hulle het sy soetheid en sagmoedigheid gesien. Hulle het sy krag gesien om te genees. Hulle het sy krag gesien om op te staan uit die graf. En in dit alles was hulle nog steeds lafhards. Die serum was daar, maar hulle het nog nie dit ontvang nie. Het boontoe gegaan en hulle self toegesluit in die kamer met 'n ou kersie, oliekers wat daar bo brand, daar vir 10 dae en nagte gewag vir die dokter om te kom. O, met eens het hulle die geluid gehoor soos van 'n geweldige rukwind. Hier het die inenting gekom. En hy het 120 ingeënt. Broer, hulle het amper 'n aanval gekry toe hy het hulle ingeënt. Wel, buite en alarm verskyn het hulle gespring en gedans en in tale gepraat en deur die strate gehardloop, maar hulle was ingeënt. Dis waarvoor hulle bang is. Julle is bang vir die serum. Dit sal jou snaaks laat optree, maar o, goeieste, wat 'n gevoel, watter veiligheid gee dit jou wanneer jy ingeënt word. Tensy 'n mens wedergebore word, kan hy nie eers die koninkryk van God sien nie. Beteken, hulle verstaan dit nie. Jy dink die mense is mal tot jy eenmaal daarin inkom. Het jy al ooit 'n kerel gesien wat dronk was van opium? Wel, hy kan 'n opium kry, 'n opiumpyp rook. Ek gee nie om hoe siek hy is of wat daarvan nie. Die hele wêreld is net syne, dis al. Nou, dis van die wêreld, die dokters se opium. Maar God het 'n opium. Waar kry jy opium? Van die lelie. Hy was die lelie van die dale en op Golgotha het hulle die opium uit hom uitgedruk. Nou kry jy inenting en elke dag 'n Sondag. O, hulle is nie dronk van nuwe wyn nie. Hulle is nie dronk van sterk drank nie, maar hulle is dronk van hierdie nuwe wyn, die krag van God, die Heilige Gees, wat uitstort op hulle van bo af. Daar is 'n weg. Julle sê maar, broer Branham, dit was vir daardie mense destyds daar. O, nee.
Die mense daar het gesê, manne en broers, hoe word ons ingeënt? Nou, hulle het 'n dokter in die groep gehad. Het julle dit geweet? Dr. Simon Petrus. Ja, meneer. Hoe het hy gesê, daar baie balsem hier. Ek is die geneesheer net nou. Gee my jou voorskrif. Wat moet ons doen om gered te word? Hy het gesê, bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, van die belofte, die voorskrif. Dit is goed vir julle en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep om ingeënt te word. Ek het sy voorskrif probeer. Jy kan sy voorskrif probeer. Bekeer en word gedoop. Glo in die Here Jesus Christus en kyk of die Heilige Gees nie in jou inkom nie. Hoe lank sal hierdie voorskrif? Moet jy nooit begin om enige man se teorie uit te skryf nie. As jy dit doen, gaan jy in die moeilikheid beland. Jy sal steeds in sonde wees. Maar neem sy teorie, sy voorskrif, die belofte. Nou sê hulle, o, daardie ou voorskrif was vir 'n lang tyd gelede. O nee, Dr. Simon Petrus, Jesus se geneesheer wat hy gestuur het. Hy het gesê, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk. Ek sal vir jou die bak gee om dit in te roer. En jy meng net 'n bietjie bekering en waterdoop en al hierdie dinge bymekaar en meng dit alles bymekaar, vind uit, neem 'n groot dosis daarvan en vind uit wat uitkom. O, Christus, hoor jy kom kry, jy praat van nuwe wyn. As jy dit drink, sal daar iets met jou gebeur. O, hulle het oral uitgegaan en gepreek die Here wat saam met hulle werk, die woord bevestig met tekens wat volg. O, hoe wonderlik is dit om te weet. God gaan vra op die oordeelsdag, waarom het julle nie die voorskrif geneem nie? Dis hier in die Bybel geskryf, hier is 'n rede, hier is die Heilige Gees. Hy gaan nie sê, wel Here, ek het gedink dit was. My geneesheer het vir jou gesê dat dit vir jou was en vir jou kinders, vir almal wat daar ver is, selfs almal wat siek geword het. Selfs soveel as wat siek geword het, die genesingsbalsem is vir hulle. Daar is 'n balsem in Gilead. Dis vir die sonde siek siel. Luister vriende, ons is verdeel. Jy sal by die gemeentes aansluit, dan sal jy by die eenheid aansluit, dan sal jy by die kerk van God aansluit, dan sal jy na die onafhanklikes gaan, dan na die methodiste terug na die baptiste. Weer om en om en om, wat jy 'n brief dra. Vergeet dit, die ding wat jy nodig het is inenting. Dan maak dit geen verskil in watter kerk jy is nie. Jy is ingeënt, jy is gebore in die kerk van die lewende God. Die Pinkster het baie aansprekers, dis presies reg, hulle almal het. Jesus het 1:12 gehad, so ons sal nie so goed doen soos hy het nie. Ek is seker, sekerlik het ons hulle nabootsers, akteurs wat probeer optree, soos iets wat hulle nie het nie. Maar net so is daar sommige wat dit het. Dis reg, as jy 'n vervalste dollar het, wys dit is gemaak van egte een. Ondersoek die skrifte, vriend, by die kerk aansluit is nie genoeg nie. Nou, om by die kerk aan te sluit is goed. Ek glo dat elke persoon by die kerk moet aansluit. Ek glo absoluut dat elke persoon op hulle pos behoort te wees. Wanneer hulle pastoor daar besig is om te preek of evangelis op iets, dink ek hulle behoort op hulle pos te wees. Hulle behoort daardie kerk te ondersteun met alles wat hulle in hulle het, met hulle tiendes, met hulle offerandes, met enigiets wat hulle gevra word om te doen, gewillig en gelukkig wees. As jou pastoor jou vra om iets in jou kerk te doen, behoort jy dit te doen. Is goed, maar moenie dat dit net die enigste ding is nie. Word eers ingeënt. Dis wat ek vir julle probeer sê, kry eers die Heilige Gees, dan kom die res daarvan reg uit. Dan gaan jy in wat jy ook al wil, watter kerk jy ook al van jou keuse. Hierdie Bybel het 'n skatte. Hierdie Bybel het gesê dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid. Petrus het gesê die belofte kom julle toe en julle kinders en die wat daar ver is, soveel as wat die Here ons God sal roep. Jesus het gesê die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Jesus het gesê soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. 'n Bediening wat deur menslike vlees werk soos ek en julle saam sal dieselfde ding doen. Net voor die koms van Christus sou hierdie plaas met al die profete daarvan gepraat. Die skrifte het dit verklaar. En alles. Moenie een kan staan daarvan en sê, wel, ek wonder nie. Van die Bybel, Jesus het gesê, ondersoek die skrifte en hulle dink julle het julle die ewige lewe en dit is hulle wat van my getuig. Dis hoe jy gaan weet, ondersoek die skrifte. Is die Heilige Gees vir jou? Is die Heilige Gees vir hierdie mense? Is die Heilige Gees vir hierdie geslag? Die Bybel het gesê dit was, is dit die geslag wat die tekens van die gelowiges moet volg? Ondersoek die skrifte. Dit het gesê dit sou wees beide in vroeg en laat reën sou uitgestort word in hierdie geslag.
Hier, wel watter geslag? Die een wat die vyeboom sy botsels daar sien uitstoot, Israel wat terugkeer om 'n nasie te wees. Wanneer al hierdie dinge plaasgevind het, dan sal hierdie dinge in die kerk plaasvind. Hier is hulle. O, julle het, vriende, en weet dit nie. Julle het die geleentheid, julle het gehoor, dit word verkondig. Hoeveel hier binne sal eerlik wees mee wees? Sê, broer Branham, ek het nog nooit die Heilige Gees ontvang nie. Steek hand op. Wees eerlik, steek net hand op, sê, ek het nie die Heilige Gees ontvang nie. God sien jou, dame, dis reg. God sien jou, dis goed. God sien jou, dis reg. God sien jou, dis opreg. Julle weet dit. Jy het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Wel, jy kan, want die belofte is vir jou. Sê my, broer Branham, ek's 'n presbyteriaan. Ek ken om wat jy soos daardie is nie. Jy's 'n skepsel waarvoor Christus gesterf het. En die belofte is vir elke geslag en vir elke persoon, wie ook al wil laat. Niks sê het haar huis verkoop en sy het alles verkoop wat sy gehad het en al haar goedere en sy was verhonger. En so het die distrik gekom om die saak te ondersoek. Sy was nog nie oud genoeg om die ouderdomspensioen te trek nie. So hulle het net gekom om die saak te ondersoek en hulle het gesê, wel dame, het jy nie enige familie nie? Sy het gesê, ja, ek het een van die dierbaarste seuns. Wel gesê, waar is hy? Gesê, hy is in Indië. Oorkant in Indië. Wat doen hy daar oorkant? Gesê, hy is 'n sakeman. 'n Sakeman in Indië. Gesê, ja, gesê, hy is 'n liewe seun. Gesê, hy is 'n sakeman. En gesê, stuur hy jou nooit enige hulp nie? Gesê, nee, hy doen nie. Gesê, hoor jy nooit van hom nie? Gesê, ek hoor die hele tyd van hom. En gesê, hy stuur vir my die mooiste foto's wat ek nog ooit gesien het. Maar gesê, hy stuur my nooit enige geld nie. En gesê, daardie arme liewe seun is net so besig. Dat hy net nie weet hoe hy my niks kan stuur nie, omdat hy so besig is met sy besigheid en tog is hy so 'n liefelike seun. Hy sê vir my dat hy net vooruit gaan en hoe goed alles aangaan. En ek gesê, maar ek weet, omdat hy nie vir my enige geld stuur nie, kan hy nie bekostig om dit te doen nie. Maar hy stuur vir my van die mooiste foto's. En die man het vir haar gesê, wel dame, watter soort foto's is hulle? Sy het gesê, ek het nog nie een van hulle verloor nie. Ek het elkeen van hulle gesê, ek hou hulle in my Bybel. Sy het so toe gegaan en uit die Bybel uitgetrek omtrent $100,000 sy Indiese geldwissels van die bank. Sy het nie geweet wat hulle was nie. Hulle het mooi prentjies op hulle gehad, maar sy het nie geweet wat hulle was nie. Sy was 'n ryk vrou en dit nie geweet nie. Sy het haar skatte in die Bybel gevind. Broer, laat ek vir jou iets vertel vanaand. Daardie vrou het goed gehad om te eet, klere om te dra. Sy was ryk en het dit nie geweet nie. En vanaand is sy ryk en weet dit nie. In die Bybel hier, miskien weggesteek vir jou oë. Wat God hier beloftes geskryf het wat jou ryk in gees sal maak, ryk in lewe. Dit sal dinge vir jou doen wat jy nie gedink het ooit gedoen sou word nie. Nou, hulle is hier binne. Waarom hulle nie opsoek en hulle opeis nie? Hulle is joune. Elke belofte in die boek is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke reël. Vertrou op sy goddelike liefde, want elke belofte in die boek is myne. Wie ook al wil, laat hom kom en drink uit die fonteine van waters van die lewe vrylik. Dan gaan ons gevra word vir 'n rede. Wat dan? Julle het die ou lied gehoor? Wat dan? Wat dan? Wanneer die laaste geopen word, wat dan? Wanneer hulle wat die boodskap verwerp het, sal gevra word om die rede te gee, wat dan? Eendag sal die besluit blaas vir sy laaste keer en die Bybel sal toelê op die preekstoel, die naboortse sal sy laaste daad pleeg, die son sal ondergaan in die weste en die wapen sal opgestapel word vir die laaste keer. En dan sal ons gevra word om 'n rede te gee vir wat ons gedoen het met hierdie skatte wat vir ons gestuur is. Dis 'n boek van skatte. Laat ons hoofde buig terwyl ons daaraan dink. Ons hemelse Vader, die rykdom van God word vir ons gestuur met 'n brief, 'n boodskap van die Bybel, dat die Heilige Gees verordeneer is deur God ons Vader, deur die bloed van sy seun Jesus, om vir ons hierdie boodskap te bring. Hy is 'n ware getuie van Christus, want daar staan geskrywe, wanneer hy, die Heilige Gees, kom het, sal hy hierdie dinge tot julle herinnering bring. Dat hier binne julle herinner dat julle ongekende skatte en rykdom het wat vertel word in die bladsye van hierdie boek. Nie net dit nie, maar hy sal julle dinge wys wat sal kom.
Christ did. He said the Die Holy werke wat Spirit Christus would do it. gedoen het, hy het gesê die Heilige Gees sou dit in ons doen. Ons is so bly om te weet hierdie dinge is waar. Nou u het gesê en dit geskryf in die Bybel, soveel as wat in hom geglo het aan hulle, het hy die krag gegee om seuns en dogters van God te word. Nou, ek bid vanaand, Vader, dat die krag sal gee aan hierdie mense wat nie die Heilige Gees ontvang het nie, of diegene hier wat nie eens gered mag wees nie, om vanaand die boodskap te aanvaar wat in die Bybel is, soos Petrus gesê het op die dag van Pinkster. Die belofte kom julle toe en julle kinders, die voorskrif, ek het dit so gemaak, Vader, die voorskrif sou goed wees vir elke geslag, dat elkeen 'n reg sou hê om dit te ontvang. Nou Vader God, ek bid dat u genade en u barmhartigheid u woord sal laat gebeur en manifesteer. Mag elkeen van hierdie mense ontvang waarvoor hulle gekom het vanaand. Mag daar nie een persoon wees wat hier uitgaan wat nie gesond gemaak sal word van hulle kwaal, hulle siekte, van die sonde van hulle siel, van hulle ongeloof, van hulle bygeloof nie. Return to their church to be a better member of that church than they ever was. That they too might scatter. Terugkeer na hulle kerk om 'n beter lidmaat van daardie kerk te wees as wat hulle ooit was. Dat hulle ook lig mag versprei, dat daar ewige lewe is deur die naam van Jesus Christus. Skenk dit, Vader. Amen. Nou daar die boodskap wat net toe uitgegaan het, was vir 'n sekere persoon. Het nie met die hele kerk gepraat nie, dit was vir 'n persoon. Daar's iemand, jy sal dit voel, jy sal weet. Die Heilige Gees is teenwoordig. Nou ek waardeer hulle mense en hoe dat sommige van julle goed opgelei is. Ek het opgelei baie keer wanneer die Heilige Gees 'n boodskap sou gee, partymal mense weet, jy voel so goed in die boodskap op jou hart, maar sien hoe ordelik was dit elke aand. Sien, hulle ontbreek nooit die boodskap nie, want as die boodskap op die platform sal, laat hulle stil bly. Nou die geeste van die profete is onderworpe aan die profeet, sien, en dan na die boodskap verby is, het hulle die Gees sien praat, die uitleg gegee. Sien, dis net presies skriftuurlik en in orde, dis hoe die Heilige Gees God dit gegee het om te wees. Nou iemand hier binne voel die effek van daardie boodskap. Nou net terwyl julle net 'n oomblik wag terwyl ek sien daar's geen, ek weet dis reg, en ek glo wel in altaar oproepe mense wat opkom en bely en so voort soos daardie, maar in die skrif was dit soveel as wat in hom geglo het, sien, soveel as wat geglo het. Dit mag iemand hier binne wees wat halfpad die Heilige Gees gesoek het, rondgeloop het op een of ander sonder wat God nie ken nie, en net miskien gegaan en 3 of 4 pogings gemaak en nie, net soort van onbesorg. Daardie boodskap sink reg af in hulle hart, net nou, wie dit ook al is, hierdie sou die uur vir jou wees. Nou die Heilige Gees wat sy boodskappe gee, die werk doen, die dinge doen wat God verordeneer het om gedoen te word. Nou hoeveel hier binne is siek en behoeftig, steek jou hand op, sê ek's behoeftig, steek my hande op na God, ek wil fisies genees word van my siekte. Goed, die Here seën. Nou dat julle nou mag weet, nou ek voel dit nie hier vanaand nie, maar baie keer het ek dit gevoel, waar mense dink, jy het hulle gedagtes gelees, gedagte lees. Jy kyk na iemand op die platform en praat met hulle. Sien, maar enige iemand wat een beginsel van gedagte lees ken,
weet dat dit verkeerd is. Anybody that knows Enige iemand wat sielkunde ken, weet dis verkeerd, sien. Nou, die twee geeste is so na aan mekaar dat dit die einste uitverkorenes mislei, soos Jannes en Jambres. Moses weerstaan het daardie supersensoriese persepsie sien. Nou, maar julle vind uit, ons het baie dinge wat vandag in die wêreld aangaan onder die naam, maar daar's julle sien, niemand kan ooit die foto van 'n spook neem nie. Dit is nie daar nie, sien. Maar die engel van die Here, hulle het die foto daarvan. Julle het dit hier baie keer op keer. En die dinge wat God doen is blywend, sien dat julle daardie gees van God mag ken. Nou die Bybel het gesê, nou laat ons sien, soos die dag van Sodom, laat ons daaraan vas so gewoonlik is dit sy kleed aanraak. Kom ons, laat ons dit dink. Here, vanaand vir die siek mense, laat ons neem. Dit was die dag van Sodom. Die engel van God wat in daardie vlees was, het 'n teken vir Abraham gegee dat die tyd op hande was met Sodom. Die wêreld sou vernietig word. Hoeveel onthou die storie? Sekerlik, julle onthou in Genesis. Nou, Jesus het oorkant in die Nuwe Testament gesê, net voor die eindtyd die koms van die Seun van die Mens, sou daardie selfde dinge herhaal. Soos dit was by Sodom, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens, sien? Nou, ek wil hê julle siek mense daar buite, nou ek weet wel, daar's iemand wat hier sit vanaand, wat ek ken, dis probleem wat net hier sit, en hierdie 3 kerels wat net hier sit, ek ken hulle. Hierdie 3 manne van Arkansas en reg hier binne hierdie 3 manne. Buiten dit Broer Gene Goat wat hier sit, wat hy en Broer Leo my medewerkers is. Maar daar buite, sover ek kon sien, dit is moeilik. Enige van hierdie predikers sal vir julle sê, dat om selfs enig iemand hier binne te herken sien van hier af. Maar laat ons bid en laat ons net die Here vra of hy ons sal help en sy genade op ons laat wees. Nou die gebedskaartjies, ons het nie enige van hulle nie, want hulle is, ons het hulle opgeneem en hulle nie, ons nie, het nie uitgegee nie. En Vrydag aangaan weer die gebedsry wees vir almal, ons gaan 'n hele klomp gebedskaartjies uitdeel. Enige iemand wat hulle wil hê, bring hulle reg by die lyn soos ons nou die aangedoen het sien, daarom kry ons vir almal gebid, maar nou, jy het nie daardie gebedskaart nodig nie, jy het dit nie nodig, die enigste ding wat jy hoef te doen, is geloof hê dat ek jou die waarheid vertel het. God, toe hy by Samaria gesê, toe hierdie vrou hierdie teken ontvang het, wat gaan hulle doen as hulle dit nie geglo het nie? Wat gaan die Jode doen wanneer Nathanael gesê het, hy is die seun van God, die koning van Israel? Hy het gesê, omdat ek jou gesê het waar hy was, of vir Petrus gesê het wie hy was, en sopoorts, glo jy? Sien? Dan sal jy groter ding as hierdie sien. En julle mense wat sy boodskap sal glo in sy gees vandag, sal 'n groter ding sien. Want julle sal enige opstanding sien, en sal die Here Jesus sien. Nou gaan ek my rug op julle draai, terwyl julle bid, gaan praat met broer Du Plessis. Ek wil net hê, dis alles reg, jy's. Het jy 'n lekker diens daarbo gehad vandag? Ek kyk na broer McAnally, wat hier agter sit, ou vriend, daar. En soos julle as predikers, ek wil net nou. Hou julle dop. Iemand in hierdie gehoor kom in kontak met die Heilige Gees. Agter my, hier agter, dat julle mag weet. Nou, ek wil hê elke siek persoon moet bid, elkeen van julle wat siek is bid. Nou ek voel in my eie samestelling, dat die Heilige Gees iemand hom aanraak. Ja, daar's nou baie van hulle. Daar's 'n vrou wat in hierdie rigting sit, net hier oorkant, wat pas kontak gemaak het met die Heilige Gees. Sy ly aan 'n hartprobleem. Sy sit reg daaronder. Sy het probleme om sout in haar kos te neem en dinge. Gooi jy met jou hele hart, dame? Staan op. Dis waar, is dit nie? Dis nou alles verby nou. Jy kan huis toe gaan, gesond wees. Sê my wat sy aangeraak het. Wat het sy aangeraak? Die Heilige Gees. Glo julle nou? As julle kan glo. Ek sal weer my rug draai op die gehoor. Bid julle. So jy sien broer, jy hoef nie na mense te kyk nie. Hier te staan nou, sien ek 'n vrou. Sy bid.
Sy dra 'n bril en sy bid vir haar oë. Yes, 'cause Ja, want hulle word dof. here she is sitting right Hier sit sy net hier, reg agter hier binne, bril op. She's been healed once before in my meetings. That's right. That is right. Now you. that's Sy is true. een keer tevore genees in my dienste, dis reg. Dit is reg. Nou jy, dis waaroor sy gebid het. Goed. Nou gaan jy huis toe glo met jou hele hart en word gesond gemaak. Now, Nou, ek kyk in hierdie rigting. Daar's 'n man wat hier sit en bid, maar dit is nie daardie man nie. there's another man standing up here before me. He doesn't. If I can see him, he's got a bronchial trouble in his throat. Daar's nog 'n man wat hier bo voor my staan, hy nie. As ek hom kan sien, hy het 'n bronchiale probleem in sy keel. Hy sit daar ver agter aan die agterkant soort van 'n rooierige hemp aan, besig om te bid. Ja meneer, nou glo jy nou in die Here Jesus Christus, jy behoort. Goed, jy kan huis toe gaan en nou gesond wees, meneer. Your faith makes you well. Have faith in God. Jou geloof maak jou gesond. Ek geloof in God. Daardie dame wat reg hier onder sit, het dieselfde ding gehad, bronchiale probleme en soorts ook wat daar sit. Mevrou Metsin of iets. Jy wil glo, dis jou naam. Goed staan op jou voete. Ek ken jou nie. Ken ek? Dis reg. Dis wie jy is, daar is jou probleem. Jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan huis toe. You believe with all your heart? Glo jy met jou hele hart? Wat van iemand nou agter aan hierdie kant? Bid julle. Father, this is you, has to be you, because the angel of the Lord, he had his back turned to the tent. Vader, dit is moet u wees, want die engel van die Here, hy het sy rug gedraai gehad op die tent. That they can touch Laat dit bekend wees dat u steeds dieselfde God is, dat hulle u kan aanraak. Net u weet alles. I'm looking at a man, and he's Ek looks kyk to na me 'n like man. he's Spanish. En hy lyk vir my asof hy And he's Spaans got is. something wrong with his side. En hy het iets verkeerd met sy sy, hy het 'n gif in sy liggaam wat hy gekry het van 'n werk wat hy doen. He's also, he's got a message Hy's on ook, his hy heart, het 'n something boodskap on op his sy heart hart he wants to of preach. iets op sy hart. His sympathy Hy wil preek. is for the Sy sick and simpatie is vir die afflicted, siekes en especially on beproefdes, veral in hospitale. His name is Mr. Lee. Sy naam is meneer Lee. As jy met jou hele hart glo meneer Lee, daar het jy dit. Jesus Christus gee jou waarvoor jy vra. Ek ken jou nie. Is dit reg meneer? Ek's 'n vreemdeling vir jou. Dis reg. Gaan ontvang nou waarvoor jy vra. Jesus Christus maak jou gesond. Around the building. Om die gebou, glo jy hulle sy teenwoordigheid is hier? Glo jy hulle die engel van die Here? Nou daar's die woord, daar's die belofte. Daar's 'n reaksie daarvan. Daar's 'n belofte wat vervul is. Nou, hoeveel wil gered en gevul word met die Heilige Gees? Kom staan hier net 'n oomblik nou. As jy regtig belangstel in die Heilige Gees wil hê en gered wil word, kom nou hier na toe. Staan net om die altaar. Come on up. If you want to come. God seën julle. Kom op as julle wil kom. Ek gee nie om wie jy is nie. Kom net hier na toe. Dit is die tyd om dinge reg te kry. Dan sal ons bid vir die siekes, die res van hulle net in elke geval, maar ek het gevoel dat die Gees my stop. Dis genoeg as dit was hierdie 3, was dit nie? O, dit was meer as 3, was dit nie? 3 is 'n bevestiging. That's the way I like to see people. Dis hoe ek daarvan hou om mense te sien kom met geen altaar oproep nie. Hulle weet geen sang of niks. Net opstaan sê ek is bewus dat God teenwoordig is. Ek kom. Ek kom omdat ek is bewus van God se teenwoordigheid. I want to be right. Ek wil reg wees. Ek gaan gevra word vir 'n rede eendag en ek kom nou om my geloof in God te bely en glo dat ek dit net nou gaan ontvang. Moenie twyfel nie, moenie nou twyfel nie. As jy 'n bietjie twyfel dat jy nie gaan ontvang waarvoor jy kom nie, sal dit jou glad nie help nie. Sien, jy moet in geloof kom, maar net nou in die teenwoordigheid van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat hier is om die woord te bevestig. Come because that you know he's here and you know that he'll give you the Kom omdat jy weet hy is hier en jy weet dat hy jou die begeerte van jou hart sal gee. Dis waarvoor hy hier is, om die begeerte van jou hart te gee. Sal jy kom? Dis goed, dis reg. Ek gaan net 'n sekonde langer wag om te sien wat die Heilige Gees se doen, wat hy ook al se roep.
Sien, dit lyk vir my vriend as jy hier was met een swempie twyfel. Nou, ek gaan na julle kyk en julle gaan eendag vir die laaste keer na my kyk en die volgende keer wat julle my sien en ek julle sien, sal in die teenwoordigheid van God wees. Dan sal daar nooit weer 'n kans wees nie. Ek kry net een, dis hierdie. As jy een swempie twyfel het oor jou ondervinding, of as jy glad nie 'n Christen is nie, of jy betwyfel jou ondervinding, waarom kom jy nie nou nie? Sien, as 'n vyand, soos ek gisteraan oor gepraat het, die te veel stemme, as die vyand probeer sê, jy is te moeg, ek sal dit kry, sê vir hom, hy is 'n leienaar, sê vir hom dat jy dit vanaand gaan kry, ek kom en ek gaan vasbeslote wees, ek gaan dit vanaand kry, dis die manier om dit te doen. Hoeveel volle evangelie predikers is hier, of Presbyterian, Baptist, wat jy ook al mag wees, wat glo dat mense die doop van die Heilige Gees vandag net so goed kan ontvang, as wat hulle destyds het. En die voorskrif vir hulle is, deklarant op predikers, ek weet julle is geïnteresseerd in siele, kom staan nou hier saam met hulle, dat julle kan help om hande op hulle te lê. Kom reguit op, staan net daar binne, lê hande. Dis goed. Nou, wat het ek vir julle gesê, is daar geen balsam in Gilead nie, sekerlik, is daar geen geneesheer daar nie, kyk na die dokters wat kom, hierdie geneesheere van die woord, hulle glo dit beslis, kyk na hulle, is dit nie wonderlik nie? Kyk na die predikers, hier in hierdie klein skare mense, van 300 of 400 mense hier vandaan, kyk na die predikers, 20, 30, 40 predikers, wat hier staan, predikers wat dit glo in julle dokters van die skrifte, skryf julle die voorskrif uit, wat gegee is op die Pinksterdag, skryf julle dit voor, ja meneer, dis 'n dubbele genesing, Rock of Ages, cleft for me, let hide myself in thee. Met ons hoofde nou gebuig stil, in die uur van jou dood, hoe jy verlang om dit te hoor, laat die water en die bloed uit die vloeiende wonde voorsien, vir sonde 'n dubbele genesing wees, red van toorn en maak my rein. Is nou hier om te sterf. Die enigste manier wat jy wedergebore kan word, is om eers te sterf, sodat jy wedergebore kan word. Ons gaan vir julle bid. Is daar plek? Ons hemelse Vader, ek bring hierdie mense liefdevol en nederig na U in die naam van die Seun, die Here Jesus. Om seker te maak dat my gebed vir hulle gedoen word, om seker te wees dat ek alles gedoen het wat ek weet hoe om te doen, dat hulle U sal ontvang omdat U so goed was om hierdie ou swak liggame van ons te neem, en om die Heilige Gees deur hulle te laat spreek. Dit kos beslis 'n heiligmakende genade van God om dit te doen, want ons is sondaars en niks werd nie, maar die Heilige Gees het die bloed van Jesus geneem en ons harte gereinig en ons lippe geheilig soos U die profeet het by die altaar. En nou vloei die woord van God, gesproke woord van God, uit om sy teenwoordigheid aan hierdie geslag te bevestig, voordat dit sal oorgaan in die ewigheid om rekenskap te gee. Baie het vanaand om hierdie altaar gekom om die Heilige Gees te ontvang. Vader God, ons bid dat nie een van hulle hier sal weggaan totdat hulle gevul is met die Heilige Gees nie. Mag hulle gevul word, elkeen van hulle, met die krag en die opstanding van Christus. Skenk dit, Here. En mag die siekes en beproefdes hier binne genees word, wat ook al verkeerd is met die siekes en beproefdes. Mag die krag van God kom en elkeen van hulle genees. Ek bid U die gebed tot U opreg met my hele hart in die naam van Jesus en tot sy eer.
Walk up close now, laying hands on him. Nou ek wil hê die predikers moet nou nader stap, hande op hulle lê. You, brother, come right down here along the altar. Nou broer David en hulle broers kom reguit hier langs die altaar. Now, there's no need of Nou daar's geen rede om net hiermee te speel nie, dit help glad nie. Julle is hier om die Heilige Gees te kry. Is julle? Wil julle dit hê? Wil julle dit regtig hê? Wel nou, dis vir julle. Goed, as jy nog nooit Christendom ontvang het, sal God beloof om gedoop te word. As jy dit nie gedoen het nie, sal hy God beloof dat jy hom jou net op enige manier sal laat gebruik. Maak nie saak wat kom of gaan nie. Jy sal sy woord daarvoor neem. Nou hoeveel gelowiges in die gebou dat hulle die Heilige Gees gaan ontvang? Steek julle hande op. Julle glo dat julle dit gaan ontvang. Steek julle hande op. Nou ek gaan die pastoor hier vra om hierdie gebed te lei, want hy was waarskynlik baie langer Pinkster as wat ek was, en ek wil hê elkeen van julle pastore hier, julle predikers, evangeliste, wat julle ook al is, julle lidmate, almal van ons om eendragtig te bid terwyl broer ons lei. Ek wil hê elkeen van julle moet nou bid. Ek wil hê julle mense moet bid. Ek glo julle gaan dit nou ontvang. Goed, laat ons hoofde buig. Heavenly Father, when Oh, God. Pentecost was fully come and the people were with one accord, the Yes, Holy Lord. Ghost suddenly came and baptized those waiting believers. Yes. Father, may this be ours. Filled with the Holy Ghost right now. May this be the time when we are filled with the Holy Ghost. Grant it, Lord. Oh Lord, we today need the power of the Come, Spirit Lord. as never before. Yes. Come not the powers of the age, the Grant it, spirits of the Lord. age. We wait before the old God. Search our hearts in thy presence. Pour your Spirit, Seek that we Lord. may be Balm one of Gilead accord, be poured in. of one mind.